hope for your soul. Duck Facebook radio station, sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Ons is saam met Christus opgewek. Deur die Gees soek na dit waar hy is. By die krag van sy Vader in sy heerlikheid. Bedenk die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, maar lewe saam met hom, verborge in God. Hy word in krag geopenbaar. Ons saam met hom, as ons voluit in sy lewe. Bedank die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, lewe saam met hom, verborge in God. Bedank die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat rein is, bedank dit. Bedank die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, lewe saam met hom, verborge in God. Bedank die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, lewe saam met hom, verborge in God. Bedank die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Julle het gesterwe, lewe saam met hom, verborge in God. Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend uitsending saam met Stanley, Karen en Gesiggie hier op Dak Facebook radiostasie. Ja, dis die stasie waar jy bemoediging kry, aanmoediging, geloofsekerheid deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus. Nou, ons glo en vertrou dat hierdie uitsending, hierdie byeenkoms vir u ook tot groot seën sal wees terwyl ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader Jesus Christus en al die engele is in die hemele. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie, jou innerlike is daar teenwoordig. Nou ja, geniet dit saam met ons, deel die boodskap, hierdie uitsending daarna jou Facebook tydlyn toe, WhatsApp status. Na die tyd deel ons hierdie boodskap, ons laai dit ook op ons YouTube kanaal met dieselfde naam. Ons het 'n Telegram groep waar ons meer as 280 liedere al het, wat deur my en Karen geskryf is. Dit is, en daar klomp van dit is kinderliedere ook. So as jy graag die liedere in audio wil luister en hoor en ontvang op ons Telegram groep en jy is nog nie daar nie, kontak ons kan vir die skakel aanstuur. En dan is ook 'n Telegram channel, daarop laai ons al ons skakels en ons boodskappe, die audio boodskappe en die video boodskappe van dit wat ons op Facebook lewendig uitsaai na die tyd. En dan ons daaglikse kommunikasie is op ons WhatsApp channel. So behoort asseblief in op die WhatsApp channel, daar sit ons al die skakels en links van ons dienste ensovoorts daarop. Kommunikeer met u daarop, so ja, daar kan u ook
dan verder ook saam met ons 'n pad stap in die bediening. En natuurlik ons lewendige uitsending hierso op Facebook, 8uur Sondagoggend. Ons is in Langebaan, Suid-Afrika in die Weskaap. Dit is waar ons vandaan uitsaai, reg oor die wêreld. Nou, goeiemôre almal. Ek sien almal so lekker ingeskakel vroeg uit die vere Sondagoggend om so jou dag te begin in die naam van die Here groot te maak. En asseblief, moenie vergeet nie, kleinspan. Ek gaan net oopmaak met gebed. Dan gaan ek dadelik oorhandig aan Tannie Karen en Gesiggie, en dan gaan hulle met julle gesels en praat. En vandag gaan ons leer van Abraham en Isak, so asseblief bly ingeskakel. Natuurlik is daar ander liedere wat ons ook terselfdertyd ook speel in hulle program. Nou ja, kom ons begin met gebed vanoggend. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid, heerlikheid, krag, majesteit, wat ons elke dag, Vader, elke dag is, Here, ons word wakker en dit is vir ons nuut, maar U bly lewe, U slaap nie, U sluimer nie. Ons lees so, toe is die verhaal van Elia voor die Baalprofete, toe spot hy Baalprofete en sê, dalk is julle God op 'n reis, dalk is hy in bepeinsing, maar ons God en ons Vader sluimer en slaap nie, want die hemel is wakker, die hemel is nugter. Vader, as lewe waar daar lewe is daar oorvloed van lewe. En dankie dat ons vandag, Vader, met U kan praat deur die Seun Jesus Christus, wat sy lewe kom gee het, wat die skeiding kom verwyder het, die skeiding, Vader, wat sonde, ongeregtigheid kom veroorsaak het. Wanneer ons in U glo, Here Jesus, U is die deur is daar, ons kan dit of benut of dit nie benut nie. En daarom bid ek, Vader, dat U vanoggend hierdie boodskap, hierdie bediening byeenkoms sal gebruik om die persoon wat nog nooit gered is nie te bereik, die kind van U, Vader, wat antwoorde, bemoediging, sekerheid nodig het, geloof, sekerheid, versterking, maak nie saak wat dit is nie, om dit net saam met U te kan geniet, dat ons harte kan oop wees vandag, om die naam van U te kan groot maak, Vader. Ons loof en ons prys en ons dankie, dat ons harte teenoor mekaar verruim kan word, oor U woord, dit wat U vir ons verleer, en ek prys en ek eer U voor, Vader, in Jesus se magtige naam. Amen. Daar sê, ons gaan heel eerste oor, en ons gaan saam met Gesiggie en Tannie Karen kuier, en geniet dit ook net saam met hulle. Kom kuier saam met Gesiggie op Dak Facebook radiostasie. Die disippels vaar met die boot, Jesus bid alleen, so hoog op die berg. Die wind waai hard, die golwe slaan, die bootjies skud heen en weer. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Die Here is by ons elke dag. Ons hoef nooit bang te raak. Die groot see, Jesus stap oor die water, hulle skrik en roep, dis 'n spook. Jesus sê, moenie bang wees nie, dit is ek. Petrus stap ook op die see, maar die sterk wind maak hom bang. Hy begin sink en roep so hard, Here, help my. Jesus vat Petrus se hand, Hallo ons mooiste maatjies, ons kon nie wag om vandag saam met julle te kuier nie, dis altyd so lekker om saam met julle te kuier, en dankie vir al ons maatjies wat inskakel op 'n Sondagoggend 8uur, saam met Gesiggie en Tannie Karen. Nou,
Ek wonder toe nou sommer vanoggend so, bid ons maatjies. Bid julle. Julle mag bid maatjies en julle mag die Here vra om altyd by julle te wees soos wat ons nou die liedjie gehoor het. Ons hoef nooit bang te wees nie. Ons kan bid en ons klein maatjies moet ook bid. Ag, dis net so lekker om dit vir julle te vertel. Nou maatjies, vanoggend gaan ons na Abraham en Isak kyk. Nou Abraham was baie lief vir die Here gewees. Hy het alles gedoen wat die Here vir hom gesê het om te doen. Dis hoe die Here geweet het hoe lief Abraham vir hom is. En die Here gee vir Abraham 'n baie moeilike ding om te doen. Maatjies, ek wonder wat was dit? Dit was die moeilikste ding in sy hele lewe wat hy nog ooit vir God moes doen. Nou, ek dink, Gesiggie moet vir ons vertel wat moes Abraham doen en ons gaan nou lekker daarna kyk. En terwyl ons so daarna kyk, moet julle julle oortjies oopmaak en mooi luister en saam leer en lekker saam met Gesiggie ook die liedjie oor Abraham en Isak sing. Geniet dit! Abraham het op God vertrou, op God vertrou, op God vertrou. Abraham het op God vertrou, Hy het geluister na hom. God sê vir hom, gaan offer jou seun. bo op die berg. Abraham het nog steeds vertrou. Geweet God sal hom help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Isak dra die hout, stap saam met sy pa. Hy vra, Wat gaan ons doen? waar is die lam vandag? Abraham sê, Moenie worry. God sal vir ons een gee. Saam stap hulle verder op. Sy pa vertrou op God. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy weet wat om te doen. God sien Abraham doen wat hy sê. Hy is lief vir God. Toe gee God 'n ram om te offer net betyds. Abraham loof die Here bly. God het gesorg. Ons kan ook op God vertrou. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God. Hy sal altyd help. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Hallo my liefste maatjies. Dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ek is altyd so opgewonde om vir julle te vertel wat in die Bybel staan. Vandag gaan ons die verhaal van Abraham en Isak leer. Nou ons lees dit in Genesis in die Bybel. Nou maatjies, daar was 'n man en sy naam was Abraham. Abraham was baie lief vir die Here en hy wou altyd net doen wat die Here sê. Hy het baie gebid en met die Here gepraat. Abraham kry toe 'n seun wat God vir hom beloof het en sy naam was Isak. Hy was baie bly oor sy seun en lief vir hom. Op 'n dag sê God vir Abraham, hy moet vir Isak gaan offer om vir God te wys hoe lief hy vir hom is. Abraham het na God geluister, al was dit vir hom baie moeilik en gedoen soos God gesê het. Hy neem sy seun Isak na die berg wat God gesê het met hout om hom te offer.
Terwyl hulle so stap om hom te gaan offer, vra Isak vir sy pa. Pa, waar is die lam wat ons gaan offer? Abraham sê vir Isak. Moenie worry nie, my seun. Die Here sal die lam voorsien. So het hulle gestap tot bo op die berg. Abraham het 'n altaar gebou en sy seun waarvoor hy so baie lief was, op die altaar gesit om te offer. Net toe stop God hom en sê vir hom, Abraham, moenie. Daar is die ram wat jy moet offer. Abraham was baie bly vir die ram wat God voorsien het en dat hy nie vir Isak moes offer nie. Toe het God geweet dat Abraham baie lief is vir hom en altyd na hom sal luister. Wat hierdie verhaal vir ons leer, maatjies, is dat Abraham nie nodig gehad het om Isak sy seun te offer nie, maar God het wel sy eie seun, Jesus Christus, gestuur om te sterf vir ons sonde, sodat ons kan hemel toe gaan. Dit was 'n baie mooi verhaal, maatjies. Nou kom ons sing 'n liedjie saam oor Abraham en Isak. Sing lekker saam met my. Abraham het op God vertrou, op God vertrou, op God vertrou. Abraham het op God vertrou, hy het geluister na hom. God sê vir hom, gaan offer jou seun bo op die berg. Abraham het nog steeds vertrou, geweet God sal hom help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Isak dra die hout, stap saam met sy pa. Hy vra, wat gaan ons doen? Waar is die lam vandag? Abraham sê, moenie worry, God sal vir ons een gee. Saam stap hulle verder op, sy pa vertrou op God. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. God sien Abraham doen wat hy sê, hy is lief vir God. Toe gee God 'n ram om te offer net betyds. Abraham loof die Here bly, God het gesorg. Ons kan ook op God vertrou. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal altyd help. Sjoe, maatjies, het ons nou nie lekker na gesiggie geluister nie. Ek hoop julle het mooi na die verhaal geluister van Abraham. Ek dink hy was verskriklik dankbaar dat hy nie sy seun hoef te geoffer het nie. Nou ek is so bly julle het volgens saam met ons geniet. Het julle gesien sis gesiggie lewe, sy loop rond en sy doen haar ding. Ons is so opgewonde. Dankie Tannie Anneke vir dit wat jy vir ons doen. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ons gesiggies is nou te pragtig. Ek wou nog altyd gehad het gesiggie moet lewe. Dis nou 'n regte movie. Dis nou 'n regte movie. En sy stuur dit vir ons op tellies. Ag, dis so lekker. Dankie Tannie Riet vir al die liedjies wat jy vir ons animate. Dis net so 'n heerlikheid. Die eerste een wat julle ook gesien het Stanley geskryf en sy het hom geanimate van Jesus wat op die see loop. Ag, dis net so lekker hoe die Here ons help om uit te sorteer en vir ons maatjies net alles mooier te maak. Nou verder gaan ons luister na Ons het 'n anker
wat ons vashou. En dan gaan ons oor na oom Stanley toe. Dankie oom Stanley vir hierdie tydjie wat ons kon gehad het met Gesiggie op jou Facebook radiostasie. Bye! Ek het 'n anker wat my vashou. Hoe op die storms om die siel omvou. Vaster aan die rotsklou ek altyd meer. Dieper in die liefde van ons Heer. Ek het 'n anker wat my vashou. Hoe op die storms om die siel omvou. Vaster aan die rotsklou ek altyd meer. Dieper in die liefde van ons Heer. Ek het 'n anker wat my vashou. Hoe op die storms om die siel omvou. Vaster aan die rotsklou ek altyd meer. Dieper in die liefde van ons Heer. Ek het 'n anker wat my vashou. Hoe op die storms om die siel omvou. Vaster aan die rotsklou ek altyd meer. Dieper in die liefde van ons Heer. Baie dankie aan die Karen en Gesiggie vir hierdie lekker tyd wat ons saam met hulle kon spandeer het, geestelik, insiggewend en verrykend en so leersaam. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here dat hy vir ons ook hierdie manier en metodes gee om ook ons kinders te bereik en terselfdertyd leer ons volwassenes ook. En wanneer ons die kinderbediening voorberei en selfs deurgee na dan aan die ander kant aan die het toe, as jy ja, nou word ons weer herinner en ons leer net weer so lekker saam. En dit is so, en ons baie keer dinge wat ons nie daagliks lees nie, en dan ook op 'n kindermanier, word ons bietjie refresh, en partykeer leer jy vir die eerste keer iets. Is dit nie so nie, want as jy vir 'n kind voorberei, moet jy baie aandagtig wees, so jy moet probeer uitfigure en uitsorteer hoe jy dit gaan oordra, sonder om weg te wyk van dit wat die waarheid is, en dit hoe dit opgeteken is. Maar nietemin, baie dankie vir 'n geseënde tyd, en dat die Here vir hulle ook soveel insig en wysheid gee, om dit wel ook te kan doen. Nou, voordat ek gaan met die bediening, en ek gaan ook vandag praat oor Abraham. Abraham gaan ook deel wees van my boodskap, soos hartjies is al lekker voorberei vir Abraham, maar voordat ek oorgaan, gaan ek net gou vir ons eers weer 'n lied speel, om ons byeenkoms ons diens vanoggend te begin. Moenie slinge, deur die golwe van die see. Wees standvastig, onbeweeglik, seker van dit wat jy glo. Moenie slinge, deur die golwe van die see. Onbestendig wanneer jy hunker op twee gedagtes, bid sonder om te twyfel, anders sal jy niks van my ontvang. Moenie slinge, deur die golwe van die see. Ja, hierdie is 'n mooi bemoediging om standvastig en onbeweeglik te wees in die Here. Nou in Efesiërs 4 lees ons so mooi van die gawes en die bedieninge. Die doel daarvan is sodat ons moet vas staan in die geloof en nie heen en weer geslinger te word deur alle winde van leringe nie. Nou dit is ook die beginsel en die basis van my bediening vanoggend, vry of gebonde. Nou die skrifgedeelte wat ek gaan bietjie op stil staan en vandag uitbrei, is Galasiërs 4 en die hoofgedeelte is vanaf vers 20 tot en met vers 31. Iets wat ons baie mooi kan verstaan, en daar's soveel vertakkings en uitbreidings rondom hierdie skrif om dit so mooi te verstaan, en dan kan ons hart ook net verder verruim om meer van die woord in te neem. Ons moet ons hart oopmaak vir die waarheid van die woord. Verruim jou hart vir die waarheid, verruim jou gedagtes. Hoe verruim jy jou hart? Jy deur jou gedagtes oop te maak vir dit wat die woord van ons leer in konteks. So dit is net amazing om daaraan te dink, en ons gaan juist leer vanoggend om daai standvastigheid te behou, en ook in die pad te stap van die geloof. Nou kom ons lees, as ons kyk in Galasiërs 4, weet jy wat is nou hier so baie confusing, julle kan seker hoor, ek praat so bietjie anderste, want ek dink nou kinderbediening,
en ek moet nou die volwassenes bedien. So, in my hart voel ek wil alles kinderlik oordra, op 'n kindermanier oordra, maar dan weet ek kan nie die hele tyd so praat nie, ek moet ook 'n bietjie anderste ook praat, so dalk moet ek net bly by die kindermanier, is dit nie so nie, want dit voel, ek gaan nou te groot woorde sê wat niemand kan verstaan nie, maar dan dink ek, okay, ek praat nou met die volwassenes, ek praat nie net met die kinders nie, so ja, asseblief doen dit, my vrou sê asseblief doen dit, prys die Here, ek dink dit is partykeer die lekkerste en die maklikste manier, en die eenvoudigste manier, om wel die evangelie ook te kan uitdra. Nou heel eerste, as ons kyk in Galasiërs 3, al die kinders, luister baie mooi vir oom Stanley. Oulikste oom. Ag, ek is net so opgewonde voor die Here vanoggend, om deel te kan wees van sy liggaam, van sy woord, van sy bediening, die pad saam met u te stap, dis werklik waar 'n voorreg vir my en my vrou. Nou, as ons kyk, as jy bietjie confused is oor wet en genade, word soos kindertjies. Wet en genade, dan kan jy deur Galasiërs lees, saam met Hebreërs. Maar begin by Galasiërs, want Galasiërs is baie gefokus. Wat is die verskil tussen wet en genade? En wat gebeur as jy onder die Ou Testamentiese wet verval? Wat was die doel van Jesus? Hoekom hy gekom het? Waarom hy gekom het? Wat is die hele saak van die vloek wat ons van losgekoop is, die duisternis ensovoort? So, as jy dit bietjie meer in detail wil verstaan, lees Galasiërs aandagtig en bidend. Hoe noem ek bidend? Praat met die Here. Kom ons lees byvoorbeeld Galasiërs 3 vers 1 tot 3. Ek gaan gou hierso lees en dis ek sê ek gaan nou oorgaan na daai gedeelte, dan gaan ons van daar af uit voortgaan. Net om so 'n bietjie 'n fondasie te lê voordat ons by Galasiërs 4 wel gaan uitkom. Galasiërs 3 van vers 1 tot 3, ja. O onverstandige Galasiërs. Ja, ek gaan net gou hierso ietsie try op die skerm kopieer sodat u saam met my kan lees. Paste. Hoe kry ek nou daai kommentaar dat hy sê go? Daar sê jy druk net enter. Daar sê Galasiërs 3 van vers 1 tot 3. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se o Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? So hier begin hy, en hy begin met hulle oor 'n saak praat, en ek dink hierdie is eintlik die kerngedeelte van die hele sendbrief van Galasiërs. En dit gaan daaroor, as jy in die vlees vasgevang is jy onder 'n wettiese stelsel. En ons weet God het die wet in die Ou Testament gegee, niemand kon verlos word nie, al wat gebeur het, dat kennis van sonde na vore gekom. Die wet sê byvoorbeeld, jy mag nie begeer nie, en Paulus skryf op 'n plek, as die wet nie gesê het, ek mag nie begeer het, jy sou nie geweet het, ek mag nie begeer. Maar nou, omdat die wet het sê, en ek begeer, dan is ek besig met sonde. Nou praat hy van, as jy nou wêreldse dinge begeer, sonde begeer, die tipe vleeslike dinge begeer, né? Nie 'n drang en 'n begeerte het na God se saak om die dinge te bedink wat daarbo is ensovoorts. Hy praat nou hier op 'n vleeslike saak. Ons moet dit net in perspektief behou hierso. So hierso sien ons duidelik dat dit is wat baie keer gebeur in die Christelike geleedere. Jy begin in die Gees, met ander woorde, die Here het jou gered, en daai oomblik van jou redding het jy hierdie oorweldigende oortuiging gehad om die wêreld om te keer vir die Here, en jy het nie omgegee wat jy verloor en wat jy wen en wie jy in die proses verloor nie, maar soos wat die tyd aanstap, kyk mense 'n bietjie meer angstig om jou rond. Nou, ons het nou gehoor van Petrus wat op die see geloop het, wat is die hele doelsaak, maar nou kyk jy na die winde van leringe, jy kyk na die winde om jou, en dit maak jou vreesbevange. Hoe is ek nou alleen, en waar is die Here, en al hierdie tipe van goeters, as ons die enigste een wat reg is, en al die klas van goeters, en is hierdie die waarheid, is dit die regte ding, en dan raak ons vreesbevange in plaas om fokus te hou, en terug te gaan na die woord, en die woord weer binne deur te gaan. Okay. So, ek dink ons verstaan dit, sodra jy terugval na die vlees toe, en wettiese dinge wat
huge is in die Christelike kerk. Nou die een van die sterkste wettiese dinge wat bykans elke liewe Christelike kerk en denominasie in die wêreld beoefen. Nou ons het mos al geleer, daar is omtrent 33,000 verskillende denominasies. Dis nie gemeentelede nie, dit is nie gemeentes nie, dis nie die denominasies nie, elke denominasie het 'n klomp gemeentes ook onder hulle. Goed, so die hoeveelheid gemeentes is nog by verre meer as die denominasies. Goed, nou die sterkste lering van wet is tiendes, die wettiese, nou praat ek van wettiese tiendes, nie die Nuwe Testamentiese gee nie, want niemand wil volgens die Nuwe Testamentiese riglyne gee nie, want daarin, oënskynlik, lê nie die belofte van vleeslike aardse en materiële seëninge wanneer jy geld gee, soos in Malagi nie. En daarom word die wettiese tiendes gepreek, want in die Ou Testament was alles vleeslik. Jou aanbidding was vleeslik, jou vyand was vleeslik, alles was vleeslik gewees. Nou kom die Here Jesus en hy verkondig die evangelie van die hart, en dis wat hy gesê het, soos in die begin, soos met die lering van die egskeiding ook, soos in die begin. God het nie dit bedoel soos wat die mens het later afgewater het na die sondeval nie. God het in die begin bedoel dat man en vrou een geestelik moet wees, een met God deur middel van die Gees, deur Jesus Christus, sodat hulle 'n goddelike geslag, goddelike wesens kon wel voortbring, maar het gesondig voor by die punt uitgebring het. Nou moet ons op 'n vleeslike vlak mense voortbring en hulle lei na die Here toe, sodat hulle hart vir die Here kan gee om wel die evangelie te kan uitbrei en dat 'n goddelike geslag kan vermeerder in die hart van die mens deur Jesus Christus deur middel van die wedergeboorte. So, wanneer ons kyk hierna, sodra 'n mens vleeslik gaan, en nou wat het oor die jare begin gebeur? Tiendes het ingekom. En die ander ding is, maak nie saak wat jy nou jou Sabbatdag noem nie. Of het nou 'n Sondag of 'n Saterdag is. Ek gee nou nie om of jy nou voel, dit is nou reg en dit is nou verkeerd nie, maar dit is irrelevant, ons hou anyway 7 dae weer kerk. So ons het nie 'n uitgesonderde Sabbat nie, dis net, ons reël ons dienste volgens wat ons kan verstaan, die werkdruk, die programme van almal. Nou Sondag is almal bietjie meerderheid mense is relax, hulle is by die huis en dan doen ons ook 8 uur is Sondag 'n diens. Ons het Saterdag ook musiekuur, dis ook 'n diens. Ons het deur die hele week, ons het Bybelstudie. Maar nietemin, kom ons sê jy wil staan by 'n saak. Dis jou tweede wettiese ding. Dan het alles het in vervulling gekom. Die 4de gebod oor die Sabbatdag het in vervulling gekom. Dan het die begeerlikhede ook. Want wat lees ons in Kolossense en Efesiërs van begeerlikheid? Begeerlikheid is afgode diens. Ja, veel jy gaan nou op 'n Saterdag of 'n Sondag kerk toe volgens jou oortuiging van die wet, maar jy loop in elk geval met wêreldse begeertes rond. En ons wil die woord van God gebruik soos wat Jakobus 4 sê, om materiële dinge te bekom om ons wêreldse begeerte mee te bevredig. So die hartsaak is baie meer gestreng as die uiterlike saak. Nou omdat die mens nie in sy hart wil los nie, wil hy terugkeer na die uiterlike toe, om op die uiterlike gebruike te steun, om homself te regverdig voor God. Dit is byvoorbeeld soos die nagmaal. Mense steun op die nagmaal, as ek die nagmaal gebruik, is ek deel van die liggaam van Christus. Dit is glad nie die geval nie, want as jy dit op onwaardige wyse gebruik, dan drink en eet jy 'n oordeel oor jouself. En so forceer ons mense wat nie die Here dien nie, om die nagmaal te gebruik en hulle drink en eet 'n oordeel oor hulself. Kinders, onsself. Ons almal was daar. En sekere denominasies, die sekere ouderdom is in Katkeseria, en dan, ons het altyd gespot, ek was daar, spot jy kry jou dranklicense, dis 'n veragting. Dit is wat in die wêreld aangaan. So die nagmaal op sigself, die uiterlike ding, kan niks in jou siel doen nie, maar as jy wandel volgens die bedoeling, die boodskap van die nagmaal, en jy gebruik dan die nagmaal, is dit slegs 'n manifestasie, 'n uiterlike gebruik van jou lewe, hoe jy dit lei die res van die tyd. En die woord van die Here sê so dikwels as jy dit gebruik. Hy sê nie ons moet dit dikwels gebruik. Wanneer jy die geleentheid het, wanneer jy by mekaar kom, en daar is 'n geleentheid vir nagmaal, gebruik dit, maar onthou nie, dis die voorskrifte. Dis wat ons moet verstaan. As jou lewe nie getuig van die nagmaal,
en jy gebruik die nagmaal as 'n idee omdat dit lewe in jou gee of iets vir jou geestelik doen, sit jy met 'n magtige probleem. Want elke dag moet ons eet van die brood van die lewe. Elke dag moet ons 'n sonde bely. Ons moet deel hê aan die bloed van Jesus, die lewe van Jesus deur onsself te kruisig. Wanneer jy jou sonde bely, dan was die bloed van Jesus Christus jou sonde skoon. Dis die bedoeling van die bloed, dis die bedoeling van die brood. Jesus is die brood van die lewe, die manna wat uit die hemel uit neergedaal het. Wow, dis dit nie amazing nie. Hierdie veel kinders word geleer, ja, en ons almal gebruik dit, die wêreld gebruik dit tot om genesings en alles te bevorder die nagmaal. Ek wil nie daarop bly stil staan nie, dis glad nie gebruik nie. Die doel van die boodskap wat ons moet uitdra tydens die nagmaal is die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Dit het nooit ten doel gehad, maak nie saak hoe hierdie skrifte omdraai, dat dit bedoel was vir genesing, voorsiening, verlossing, bevryding en al die redes waarvoor as mense in benoudheid is, gebruik hulle nagmaal dat die Here vir hulle uitkomste moet gee. En weet jy wat die woord leer vir ons? Dat Satan is ook die god van hierdie wêreld. Die woord leer vir ons. As 'n valse gees in die Christelike kerk. Hy sit in die tempel van God en gee voor dat hy God is. Nou die woord van die Here leer ons al klaar in die Ou Testament. Deuteronomium 13. Dit kom oor na Tessalonisense toe. Jesus het daarvan gepraat. Hulle gaan in my naam kom en valse wonders en tekens doen. En wanneer hulle valse wonders en tekens doen, wat wel uitkom, dan het Satan openbaar homself in valse wonders en tekens in die naam van Jesus Christus. En 'n mens moet hierdie ding kan klik. As 'n mens dit nie kan klik nie, gaan jy bly twyfel oor baie dinge in die evangelie. Ek dank die Here uit my pad gevat, dat ek saam met mense, valse predikers, op baie stadium het ek dit nie so verstaan nie, maar later jare toe ek die skrif ordentlik lees, toe verstaan ek dit so. Dat ek gesien het in die naam van Jesus, die grootste wonder wat ek met my eie oë gesien het, nie op die TV gesien het nie, nie in boeke gelees het nie, sodat my hart iets kon verstaan. En my hart het dit verstaan en ek het dit in die woord gelees en die woord het alles bevestig. Die woord het dit in my hart kom inplant en het gegroei. So dis nie te sê as iemand 100 of 500 of 50 of 100 ware profeseë gegee het en dat tekens en dinge plaasgevind volgens hulle getuienis nou, hy is 'n ware profeet nie. Want hoekom, ek dink daaraan, hoekom wil byvoorbeeld ons weet deur profesie wat môre in die land aangaan? Wat is die doel? Bekeer die mense om? Nee. Glad nie. Ek nou vir julle kan sê, die Here sê, môre gaan daar 'n bom in XYZ dorp ontplof. Wat beteken dit? Het dit iemand se siel gered? Het daar verlossing plaasgevind? Het daar redding plaasgevind? En kom ons sê God wil dit openbaar. Kom ons sê God wil dit openbaar. En dan sal baie keer mense sê, ek is nie, en dit is baie keer die probleem, ek weet jy kom praat ek oor die ding. Baie keer sal mense sê, ja, ek is nie 'n doemprofeet nie. So, die Here het nou hierdie ding openbaar, maar as ons nou gaan bid, kom ons sê dit is 'n saak wat God geopenbaar het. Soos toe die Here Jesus gesê het, die Jerusalem gaan vernietig word, gaan vertrap word volgens die profetiese woord van Daniël. Het hy dit bevestig? Het hy nie vir hulle gesê, bid teenstrydig met dit wat God in die Ou Testament gesê het? Hy het gesê, vlug. Kom weg. So baie keer, wanneer mense profeteer, dan kom hulle met hulle eie gedagtes, om dit wat eintlik volgens hulle God gesê het, te override. Ek is nie 'n doemprofeet nie, maar broers en susters, as dit en dit gaan doen, gaan die Here dit afwend. Baie keer gebeur dit nie, en baie keer lyk dit of dit gebeur, maar dit maak nie saak nie. Maar nou, hoekom profeteer mense, hoekom ywer hulle daarvoor, om hulle self te laat geld? Dit gaan oor, Stanley is nou die groot profeet van Suid-Afrika en van die lewe. Dis waar dit gaan. Maar wanneer ek in 1 Korintiërs 14 gaan lees, wat is ook die doel van profetiese?
Is wanneer 'n sondaar in 'n kerk, in 'n gemeente inkom of in 'n teenwoordigheid inkom, om sy sonde openbaar te maak. Dan sê ons, o nee, dis verdoemenis, o nee, dit is wetties, o nee, dis Ou Testament, o nee, dit werk nie so nie. Maar die Bybel leer vir my, 1 Korintiërs 14, kom ons gaan gou soontoe. Dis nou afgesien van die hoeveelheid mense wat Paulus genoem het by name wat afvallig geword het van die geloof. In ons Christelike kerk dink ons denke van liefde is soos die wêreld, nie soos God se woord. Niks al openbaar God wat, ons mag niks in weerwraak doen nie. Dis die groot saak, ek mag nie 'n profetiese woord of wat ook al uit bitterheid uit sê, as ek byvoorbeeld, net gou 'n bietjie hier opgaan, as die Here byvoorbeeld iets openbaar in iemand se lewe, ek kan dit nie uit bitterheid oordra in my eie vyse ook saam met dit inbring. Dit is wanneer dit verkeerd ook is. Goed. So, met die gevolg is, kom ons kyk gou in 1 Korintiërs 14, ek wil net gou hierso dit lees. Ja, maar ek wyk nou so 'n bietjie weg van ons skrifgedeelte af, ek wil net daai swyg en ek leer tuis almal mans vra, uitgaan, beveel, okay, kom ons lees so 1 Korintiërs 14, ek gaan lees vanaf vers 26 af. Hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitleg, laat alles tot stigting wees. Hulle sê elkeen, hy sê dit is die orde van die kerk, nie om stil te bly nie, maar dat elkeen sy beurt kry om sy saak te uite. As iemand in 'n taal spreek, laat dit wees 2 of 3, hoogstens 2 of 3, en by beurte en laat een dit uitlê. Goed. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek en 'n ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg, want julle almal kan een vir een profeteer, sodat almal lering kan ontvang. En die profeet, die geeste van die profeet is in die profete onderdanig. So dit is 'n groot sy van die saak. So daar moet 'n beheersing wees. Profetiese woorde, so emosionele opgewektheid en opgesaaidheid tot daar profetiese woord na vore kom. Daar's beheersing in gawes, in bediening, in tale praat. Ek kan onthou hoe ek as jong bekeerling, ek kan net uit ondervinding praat, want ek kan vir jou sê, ek het emosioneel opgesweep geraak. Julle my nog op 'n goeie tyd geleer ken. En mens moet volwasse raak, en dis wat hy in 1 Korintiërs 13 sê, broeders, raak volwasse. Begin hierdie dinge te verstaan, aanvaar lyding. Maar as jou leier ook emosioneel opgewek word, gaan jy ook emosioneel opgewek word, want jy gaan dink dis die regte ding. Goed, kom ons lees gou hierso, vers 24 en vers 25 van 1 Korintiërs 14. Kom ek gaan hierdie gou vir julle op die skerm ook probeer kry. 1 Korintiërs 14, vers 24 en 25. Kom ons lees gou daarso. Right, kom ons lees saam. Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Nou het ons geleer van die vervulling in die week met die feeste, die vervulling van die fees van die trompette. Wat was die doel van die fees van die trompette? Is om werk te staak, om die mens te herinner aan sy sonde, om sy hart voor te berei vir die versoendagfees. Nou ons weet, dit was nou feeste 1 keer 'n jaar. Dis ewige insetting. En die feit dat alles in vervulling gekom het, is dit nou 'n daaglikse proses, dis nie meer 'n jaarlikse, eenjaarlikse proses nie. Goed. So nou, wanneer die gees van die Here sonde openbaar maak, ongeregtigheid openbaar maak, of dit deur die direkte profetiese woord is, of deur die bediening van die woord, is dit die trompet wat blaas, en die persoon wat die oortuiging ervaar, moet hom
moet hom ingryp, as hy nog nie bekeerd is, moet hy hom bekeer, as hy bekeerd is, moet hy hom ook bekeer van sy sonde wat hy gedoen het. Hy moet eerder sê, Here, laat ek deur u versoen word, want my sonde maak 'n skeiding tussen my en u, en met ander woorde, daar's nie meer versoening nie, en die oomblik as sondebelydenis plaasvind, is daar versoening. Goed, so dis hierdie fees van die trompette, en die versoendag, elke dag, in jou as kind van die Here se lewe in vervulling kom. Is dit nie amazing? Nou, omdat die mense hom nie elke dag wil bekeer nie, hulle hom eerder wend na wettiese dinge toe, wat hy nou en dan kan doen. Nou ja, jy's op daardie punt, wil ek weer teruggaan na Galasiërs toe, ons aanvanklike skrif, en dan gaan ons daar lekker deurlees. So ek dink ons hierdie draad, die hele sy van die saak, ons gaan praat oor wet en genade, die tipe van ding vanoggend, en natuurlik Abraham is ook deel van hierdie hele saak, en juist die hele saak wat hy vir Isak geoffer het, was 'n hele typiese symboliek van Jesus wat die voorsiening is. God het die lam voorsien wat vir ons sonde kom sterf het om ons los te kom maak. So hy moes dit net gaan uitoefen het. Nou hoekom het God wel sy geloof tot op daai punt getoets om sy eie seun te wil moes offer? Goed, kom ons lees deur hierdie gedeelte. Galasiërs 4 vers 20 en ek gaan lees tot 31, maar tussendeur gaan ek wel kommentare gee. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Nou, hoekom sê hy buite raad wees met hulle? As ons net gou so 'n bietjie terugspring na die vorige verse, vers 13 en 14, wil ek gou julle aandag daarop vestig. Hoekom het hy op hierdie punt gekom? Vers 13 en 14 van Galasiërs 4. Maar julle, kom ons lees gou daar, so ek gaan dit ook vir julle op die skerm sit. Galasiërs 4 vers 13 en 14. Daar gaat ons. Ek sou wens om by julle, maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. En julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus self. Nou gaan ons oor na vers 16 toe. Kom ons lees gou vers 16 ook van Galasiërs. Waar is my vuisnoppie? Hallo. Daar sê, het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel. So, hy het hierdie vyandige gesindheid mettertyd by die gemeente van Galasië begin ontvang. En hy het besef die probleem wat hulle, Lenny het help glad nie, ek sien nou is die kommentaar, jammer, ek weet nie wanneer jy het al gevra het nie. Nee, mens bedien glad nie iemand nagmaal in die, dange wat is jou rede? As jy saam wil nagmaal gebruik, net om nagmaal te gebruik, om die dood van Jesus Christus te verkondig, soos wat dit in die Bybel opgeteken is, ja, dan mag jy, maar as 'n mens dit doen met bybedoeling, my man gaan genees word, is dit heeltemal vals, dan kan jy 'n verdere oordeel oor alf ook bring en ook oor jouself. So hoop dit kan jou in 'n netedop verander. As daar vrae is, asseblief, praat met ons na die tyd, ons sal lekker deurgesels met jou daaroor. So as jy dit wil gebruik, suiwer vir die doel wat die Bybel ons leer om dit te doen, en ook dit het geen, om dit daar te gebruik of nie te gebruik, jy gaan nie verlore maak. Dit gaan nie maak dat jy, want baie keer wil ons nagmaal gebruik uit desperaatheid uit. Here genees my man, Here genees my man, genees, ons sien ons raak. Nee, ons moet voor hom wees, in ons binnekamer, sodat hy ook buitekant in die sigbare vir ons iets kan doen. Goed. Hy sê ek is buite raad, so ek dink ons kan die saak verstaan. Hy stig hierdie gemeente, hy het in hierdie gemeente gewerk en bedien, en ons weet, daai jare was nou nie so maklik soos WhatsApp en telefone om kommunikasie met mekaar te bou nie. So hy het die gemeente bedien, en vir 'n tyd daar aangegaan, dan het hy obviously getravel na ander gemeente, en week en dalk jare later, toe kom hy terug te hoor, hy, maar wat gaan in die gemeente aan? Want hy skryf 'n brief hier, omdat hy weet wat die probleem daar is. En hulle vyhandigheid teenoor hom het gekom, omdat hulle weer teruggesak het in die vlees, teruggesak het in sonde, ongeregtigheid.
wettiese dinge, en later praat hy van ook hoe hulle teruggekeer het, so hier praat hy van die Jode wat die Joodse Christene wat wetties geraak het, en die heidense Christen in hierdie gemeentes wat weer besig was met afgoderry. As jy die hele Galasiërs lees, sal jy dit wel sien. Sodra 'n mens uit die gees uit, met ander woorde, as jy weer besig raak met die vleeslike dinge, en 'n mens begin die woord van die Here te gebruik as 'n verskoning, om hom nie te dien nie, om hom nie te soek nie, om nie te bid nie, dan is ons terug in die vlees. Dan gaan ons sukkel om dinge te verstaan, en wanneer ons die waarheid hoor, gaan ons 'n gevoel van verhandigheid, opstandigheid, rebellie in ons hart ontwikkel teenoor die woord wat wel uitgaan. Goed. Prys die naam van die Here. So ek dink ons kan dit verstaan. So hy sê ek is buite raad met julle. Hoe? Julle wat onder die wet wil wees, sê my, luister julle nie na die wet nie. Nou preek hy vir hulle uit die wet uit. Want die wet sê om hulle harte te probeer oopmaak en te laat verstaan, want hy het nou tot op hierdie punt met oor baie punte geargumenteer. En hy leer van ons in Galasiërs 4, hy herinner hulle, maar Jesus het die vloek vir ons geword om die wet te verbreek ensovoorts, maar julle is nou weer terug onder die dinge. Julle het Jesus aangeneem, hulle het in die begin erken, hy het die vloek van sonde en ongeregtigheid gebreek, en ons nou onder die genade lewe. Maar nou is julle weer daar terug, en in die proses, omdat ek nie teruggegaan het, as Paulus, omdat ek nie teruggegaan het, na die wettiese dinge toe nie, alhoewel Paulus die meeste kennis het van die wet, van hulle almal, het julle my vyande geword, want nou is ons julle is nog steeds besig met 'n Jesus, maar 'n Jesus van die wettiese Ou Testament, en sonde en afgoderry, saam met julle Christendom. En in hierdie saak, ek net gaan kyk of as ek gou vinnig hierdie een vers kan kry. As ek dit kan kry, anders gaan ek dit dalk maar net weer gou vir julle noem. Dit selfs nie genoem word nie. Waar die woord van die Here vir ons leer, dat begeerlikhede is afgodediens. Ek het dit nou vroeër genoem. Ja, hier is Efesiërs 5 vers 5. Efesiërs 5 vers 5. Kom ons lees gou daarso. Efesiërs 5 vers 5. Right. Hy sê so, want dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dan sê hy maar net in vers 6, laat niemand julle dan met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. So, ons leer 'n baie belangrike saak, dat sodra ons besig raak met afgoderry, wat is afgoderry? Ons wêreldse gierige begeertes. Ons stel dit voor, ons gebruik dit as 'n verskoning, om nie te bid nie, om nie die woord te lees nie, om nie God te soek nie, maar God moet alles vir my doen. So ons gebruik ons vryheid as 'n dekmantel. En God sien dit, hy kyk verby daai dekmantel. Ons kan ons probeer cover met hy vye blare soos ons wil. God sien verby dit. Goed, nou sê hy, luister julle nie wat die wet sê nie. Nou op hierdie punt wil ek eers weer vir ons 'n lied speel, voordat ek voortgaan met die bediening. Die mens was verlore, bevlek met sonde, en onder die vloek van slawerny. Sy siel was verlore, bestem vir die hel. God
se groot genade. En 'n belofte van redding en verlossing deur sy seun Jesus Christus wat sou kom. Die profetiese woorde word vervul in hom. God se genade in hom openbaar. Dat die siel nie meer hoef te sterf nie, maar loskom van die duivel. Hy het alles op aarde volbring, die boodskap die voorbeeld in nederigheid kom toon, sodat hy sy plek in die hemel kan troon. Genade, vergifnis, die sleutel is geneem. Uit die hand van die duivel, wat die mens wou vashou. Genade, vergifnis, het hy kom gee. Deur verzoening met die Vader, deur hom alleen. Genade, vergifnis, het hy kom gee. Deur verzoening met die Vader, deur hom alleen. Prys die Here, dis 'n mooi herinnering deur middel van die lied, hoe die Here Jesus gekom het, dat ons genade en vergifnis deur hom kan ontvang, maar ons moet in hy genade bly. Dis die hele konteks van Galasiërs. Hulle het deur genade ontvang, hulle het erken Jesus het gekom, hulle het tot wedergeboorte gekom, hulle lewe uitgesorteer, maar toe val hulle weg van die genade, so ons kan nie net sê genade, genade, genade nie. Daar is 'n praktiese lewenswyse binne die evangelie volgens God se woord om in daardie genade te bly. Nou ongelukkig sit ons met die probleem in die Christelike kerk wat almal net sê genade, maar min besef en weet dat genade is 'n werk elke dag. Die Here Jesus sê dis werk om in my te glo. Dis werk om daai talente, daai gawes, daai bedieninge in jou te laat vermeerder. Jakobus sê die geloof sonder die werke is morsdood. So ons kan nie op genade steun as daar nie werke van geloof is nie. Dis wat Johannes by die Fariseërs gesê het wat hulle wou net kom laat doop het, en dis die tendens van vandag. En eintlik, al is ons gedoop, bekeerd en gedoop, steun ons op dieselfde beginsel. Hy sê gaan dra die vrug wat by die bekering pas. Ons kan nie maak soos ons wil en lewe soos ons wil en agter allerlei dinge en die winde van leringe agterna gaan en ons steun op genade nie. En dis wat ons moet verstaan. Nou ons gaan vanoggend lekker verder lees hoe om dit verder te begryp. Nou, hy sê, luister julle nie wat in die wet staan. Nou, jy gaan sien dit wat hy aanhaal, het gebeur nog oor die 400 jaar voordat die wet ooit bestaan het. Alright?
So dit leer vir ons iets van wet. Wet, enigiets wat God in opdrag gee. Enigiets wat volgens die wil van God is sy wet. Goed, kom ons lees. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye, maar die een uit die slavin is gebore na die vlees en die ander een uit die vrye deur die geloof. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir 2 verbonde, een van die berg Sinaï afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar, dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinaï en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders in slawerny. Nou kom ek verduidelik gou vir julle eers iets. Nou, soos wat ons kan sien hierso, gaan oor Abraham se lewe. Abraham het nie na die wet gelewe nie. Abraham het nie in 'n wettiese tydperk gelewe nie. Daar was nog geen wet gewees nie. Want vir Abraham is Isak gebore, vir Isak is Jakob gebore, uit Jakob is die 12 stamme ontstaan, hulle het groot geword, hulle het vir 400 jaar in Egipte gaan bly, daarna is hulle uitgelei deur Moses, toe is die wet eers ingestel. Maar tog sê hy dit is die wet. In ander woorde, hierdie saak staan vas. So dit wat God hier ingegee het, wat met ons spreek oor ons redding en om vry te bly, gaan oor 'n saak van geloof, nie oor wettiese sake nie. Goed. Nou, as ons kyk, wat is die berg Sinaï? Berg Sinaï is die plek waar hulle die wet gekry, die 10 gebooie. Goed. Toe hulle die woestyn getrek het, die eerste plek wat hulle by gekom het, is die berg Sinaï en Horeb. Dit is 2 spitse, of het word partykeer verwys na Horeb en die ander keer na Sinaï, maar die algemeenste verwysing is Sinaï. Dit is waar God die 10 gebooie, die wette vir Moses gegee het. Goed. Nou hy sê, daai berg is in slawerny, saam met die aardse Jerusalem. So, die 2 belangrikste plekke, punte, in die Ou Testament was die berg Sinaï, want dit is waar hulle geloof en nasie eintlik, kan maar sê, amptelik gevestig is, deurdat hulle 'n wet gekry het. Hulle het die 2 kliptafels met die 10 gebooie gekry. Dit was soos 'n fisiese geskrewe kontrak deur God, te sê, ek maak hierdie saak vas met julle. Want as daar nie iets geskrewe en vas is nie, is dit 'n los saak. Tot God het 'n saak neergeskryf, deur hom op hy kliptafels om die saak vas te maak. En van daar af het hy verder met Moses gepraat oor al die verskeie ander wette wat ook ingestel was. Maar daai was die sigbare kontrak. Hierdie is die basis van die geloof. Goed, en een van dit is, moenie begeerig wees nie. Moenie jou naaste se vrou, se os, se esel, se enigiets begeer nie. Hoe sien ons dit vandag? Moenie 'n ander ou se huis begeer, sy kar begeer, sy klere begeer, sy whatever begeer nie. Moet niks van die ander persoon begeer. Maar dit is wêreldse ding. Alles wat ons in die uiterlike sien is wêreld. Moenie eens 'n persoon se karakter begeer nie. Moenie eens begeerig wees na enigiets wat in die sigbare is. Goed, so dit is wat dit ons leer, want God is nie begeerig na die wêreldse dinge nie. Goed, okay. Nou sê Jerusalem. Nou ons weet Jerusalem was die hoofstad, dit is waar die tempel was, waar God Israel ontmoet het, en dit is waar Jesus bedien het, en so dit was, na Sinaï was Jerusalem die belangrikste stad of plek in die hele Israel gewees. Nou sê al twee hierdie vleeslike dinge, is in gebondenheid. Dit is soos die kind, dit is soos Hagar, die slavin, wat saam met haar kind in slawerny is. Nou ons weet ook die woordpraat van Jerusalem, ons gaan nou daar lees, die Jerusalem daarbo is die moeder van die vrye. Goed, so Jerusalem is ook soos 'n moeder, dis die slavin, dis die moeder, die aardse, dis die moeder van die slavin, die moeder van die wet. Goed, en dis in gebondenheid saam met haar kind. Right. Dis hoekom hy Sinaï en Jerusalem noem. Dink aan altyd aan stry hard om God se koninkryk in te gaan. Ja, dit is 'n groot saak. Die Here Jesus het hulle vir Here Jesus gevra, is daar min wat gered word? En hy sê, stry hard. In 'n ander woorde, maak 'n effort, kap af, ruk uit, pluk uit. Ons moet moeite doen, daar's moeite van ons kant ook af. Jesus het alles gedoen wat hy moes doen. Hy het die duiwel oorwin. En hy het vir ons die voorbeeld nagelaat, hoe ons deur hom die vyand in ons lewe kan doen.
Kom ons lees aan. Want daar is geskryf, verbly jy onvrugbare, wat nie baar nie, breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie. Want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. Nou, ek wil dit nou net gou op die stadium noem, omdat net beide Isak en Ismael, die twee kinders wat hy van praat, die slavin se kind en dan ook die kind van die vrye. Beide kom vanaf Abraham. So Abraham was die pa van al twee die kinders. Dis belangrik om dit te verstaan. Goed? So dit was nie 'n ander pa se kind nie, dit was dieselfde pa. So hierdie gedeelte praat met my en jou as kind van die Here wat weergebore is, wat dieselfde geestelike Vader het. So hy praat nie hier van 'n sondaar en 'n kind van die Here. En albei het een pa. Twee verskillende vroue. Satan is die god van hierdie wêreld. Ons kan of sy saad ontvang en dit uitleef, of ons kan God die Vader se saad deur sy seun Jesus Christus ontvang en dit uitleef. So ons is soos die grond wat die saad moet ontvang. Ons moet daai vrugbaarheid na vore bring. So ons is die ontvanger van die saad. En wie se saad gaan ons ontvang? Ons moet dit in ons harte uitmaak. Is ek 'n kind van die slawerny wat die sonde se saad ontvang, of 'n kind van die vrye wat God se saad ontvang? Goed. Hy sê, maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was vervolg het, so is dit ook nou. Maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Nou wanneer ons gaan lees in Genesis, kom ons gaan gou daar na Genesis toe. Waar die saak sy oorsprong het. Genesis, ek dink dit is 2 vanaf vers 9. Ek gaan eers my eie handskrif ontsyfer. 2 vanaf vers 9 tot 12. Ek gaan dit vir jou so op is ek by die regte plek? Nee, ek is glad by die 21, jammer. Ek is bietjie baie vinnig. Ek wou sê iets is nie hier reg nie. Genesis 21 vers 9, waar ek weer verby. Tot en met vers 12. 9 tot 12. Kom ons bring dit gou vir julle daar op die skerm, dan kan ons mooi lekker saam lees om te sien waar kom die hele gesprek vandaan. U sien Sara, hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met die seun van Isak erwe nie. So hierso sien ons, dat Sara het hierdie saak aangevoer. Sara het hier gesê, dis hoe dit sal wees. Nou lees ons hierso, sê die wet nie so nie, maar kom ons lees verder. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun, want hy het gesê, obviously Ismael was ook sy seun gewees. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun van jou slavin nie. Luister na Sara en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees. So hierso kan ons duidelik sien, God het eintlik hierdie gedagte in Sara gesit, sonder dat sy dit bewuslik besef het. Haar omstandighede het gemaak dat sy desperaat het. Here, ek weet nie of sy na hart uitgeroep het, wat is die saak nie, maar nietemin, ons kan nou net gaan op die woorde wat ons hier lees. So dit wat sy gesê, God het dit eintlik in haar hart gegee, want God het dit bevestig. So sy het volgens die wil van God gespreek. En daarom sê hy, sê die wet nie so nie. Sê die opdrag van God nie so nie. Sê die verbond van God nie so nie. So wanneer ons dit so kan verstaan, dan kan ons heeltemal begin wegbeweeg van wanneer die woord in die Nuwe Testament van wet praat, dat hy altyd terugverwys na die Ou Testamentiese wet. Nou ons kan hierso deurlees en ons plekke pertinent wat jy kan sien, dit gaan nou oor die Ou Testamentiese wet. Die konteks sê dit vir jou, die aanhaling sê dit vir jou, alles sê dit vir jou. Maar hierso sien ons ook dat dit wat God gesê het is opdrag, en dit is wat selfs met Adam en Eva in die tuin van Eden toe hulle gesondig het God vir die vrou gesê, dit is wat jou, wat dit is, as gevolg van jou ongehoorsaamheid, is dit wat met jou gebeur, dit is die gevolg van jou besluit.
van jou ongehoorsaamheid. Dis wet, omdat God gesê het, en tot vandag toe leef die vrou onder daai wet. Die man dieselfde, die skepping dieselfde. Dis wat ons in Romeine lees. Die skepping is in hierdie verganklikheid onderworpe, nie gewilliglik nie, maar deur hom wat dit onderwerp het as gevolg van die sonde en ongeregtigheid wat in hierdie lewe ingekom het. En die mens het dit toegelaat. Goed. Nou, as ons kyk na die hele saak van Abraham en die hele vryheid, die vrou waarop ons moet deel wees van die kind van die vrye, van die belofte. So hier praat hy van 2 kinders van die Here, en nou kan jy verstaan hoekom het ek die fondasie gelê. Ons moet verstaan, kinders van die Here raak afvallig agter die Ou Testamentiese wet, sonde en ongeregtigheid aan. Val terug of na wettiese, as jy teruggaan na wettiese dinge, want die woord van die Here sê, die krag van sonde is die wet. So as jy wettiese dinge gaan doen, gaan jy sukkel om die sonde en ongeregtigheid in jou lewe te oorwin. Jy gaan sukkel om sekere verslawings, gewoontes van ontslae te raak, om sekere karakters te oorwin. Jy gaan sukkel. Want Jesus het gekom vir die Nuwe Testament. Sy bloed is gestort vir die Nuwe Testament tot vergifnis van sondes. As jy vergifnis van sondes het, is jy los van die vyand. En hoe kry jy vergifnis van sondes? Deur jou sonde te bely. Dit is die sondoffer wat ons nou in die Nuwe Testament bring, is die belydenis van sonde. Dit is die optrede van geloof. As jy glo die Vader kan jou vergewe deur Jesus, as jy glo Jesus is hierdie volmaakte offer, dan moet jy jou sonde bely, en deur jou sonde belydenis te doen, in die naam van Jesus tot die Vader wat jou kan vergewe deur Jesus Christus, dan leef jy en jy lewer 'n bewys dat die Vader jou kan vergewe deur Jesus, en dat Jesus hierdie offer is vir jou. Want slegs deur sy offer, slegs deur sy lewe, kan jy vergifnis kry deur sondebelydenis van jou sonde. So ek hoop dit maak vir julle sin. Nou as ons kyk na die hele saak van Abraham, en om in hierdie vrye te lewe, en moet ons een ding verstaan, want die Here sê vir Abraham, deur jou nageslag, deur Isak, sal hierdie belofte by. Met ander woorde, die nageslagte in die vlees gaan deur Isak begin kom. En God het dit ook gemanifesteer en bewys deur die feit dat hy Isak moes gaan offer, toe voorsien die Here hierdie lam. So hier sien ons die heeltyd hierdie simbolieke, wat ons lei en laat verstaan wat is die pad van verlossing. Goed. In die Ou Testament het hulle in die begeerlikheid gelewe, afgoderry, ja. Nou moet ons dit aflê oor terugkeer na God toe. Dit is so, in die Ou Testament, selfs al was hulle met tye by God, het hulle nog steeds by hulle huis en op hulle dakke rook laat opgaan en geoffer vir die hemelkoningin, wat die Jode tot vandag te doen met hulle Sabbat. En die Christene stroom agter hulle Sabbat aan, wat op 'n Vrydag aand begin en 'n Saterdag aand Saterdag sonsondergang eindig. En die hele ding, hulle is openlik daarmee, want dis nie vir hulle verkeerd nie. Vereer hulle die hemelkoningin om vir hulle blessings te bring. Hulle Sabbat is eintlik walglik as jy die detail daarvan gaan lees. Ek wil nie aanmoedig om dit te gaan doen nie, ek het dit al gedoen om die Sabbat te bedien. Ek sê vir jou, rul tot nie toon, en om eintlik te besef waarmee hulle besig is. Hulle nooi hierdie vrou in. Dis hoekom Vrydag is mos Venus, dis soos die vrouedag, dis mos die teken van die vrou Venus, né? Hulle nooi hierdie hemelgodin in. Nou hulle sien dit nie as 'n afgod nie. Hulle sien dit as iets anders, ek wil nie daai detail ingaan nie, want anders gaan mense se gedagtes weer in 'n verkeerde rigting in hardloop. So kom ons bly net by die beginsel. En dan deur die vrou, nou het hulle in die Sabbat, het hulle nou gemeenskap met hierdie vrou, sodat hulle op die einde van die dag, en dit is die afsluitingsmaaltyd wat hulle het met hulle Sabbat, dat God hulle weer finansiëel kan seën vir die week wat voor lê. Dis die hele doel waarom die ortodokse Jode vandag nog die Sabbat gebruik. Nou ek het 'n hele reeks oor die Sabbat. Ek het dit gedoen in die Bybelstudie, né, Poppies? Ja, ek het as hele Sabbatsreeks gedoen. Kontak ons as jy dit wil hê, dit is baie insiggewend, sodat jy kan sien eintlik waar dit gaan. So as enige iemand na my toe kom met 'n wettiese Sabbat, dan lag jy vir hom, sê hoor, ek is nie besig met afgoderry. Dis hoe maklik dit is. Maar in elk geval, in Jesus Christus kan ons en mag ons nie in elk geval een dag hoor ag as die ander dag in hierdie konteks nie. So nietemin, nou kom ons kyk bietjie na die lewe van Abraham, om vry te bly en in die vryheid te bly lewe. Nou heel eerste, as ons oorspring, wat was die gesindheid van Abraham?
Wat was sy denke? Hoe het hy geredeneer? Nou die eerste plek waar ons dit wel vind is in Hebreërs 11. En kom ons gaan gou oor Hebreërs 11 toe, dan wil ek na Romeine 4 ook toe gaan. Kom ons gaan eers Hebreërs 11 toe. Nou Hebreërs 11 is die hele saak oor geloof ensovoorts en nou ja, dit kan ook 'n bietjie uitmekaar getrek word, maar ek dink as ons hierdie twee verse verstaan, gaan ons die hele Hebreërs 11 verstaan, die hele doel van die geloofsaak wat hier bespreek word. Nou kom ons lees Hebreërs 11 vers 9 en 10. Hebreërs 11 vers 9 en 10. Right. Deur die geloof dit is nou Abraham, as jy die vorige verse lees, deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. So heel eers moet ons oplet, hy het sy huis verlaat, hy het sy tradisie verlaat, hy het sy familie verlaat, hy het weggetrek, hy het sy rug gedraai teen die wêreld, geheel en al. Hy het dit nou natuurlik op 'n fisiese manier gedoen. Weggetrek van sy afgoderry en hy het in 'n vreemde land in tente gaan bly. So 10 jaar het hy in 'n geboude huis gebly in Haran voordat hy weggetrek het. Gebly in tente in 'n woestyndor land. So nommer 1, as ons dit kan begryp, en ons wil die Here dien, soos wat Lot saam met hom getrek het, ons wil die beste deel hê, ons wil hy groenigheid hê, maar in hy groenigheid is sonde, ongeregtigheid van so dat God Sodom en Gomorra vernietig het. Goed, so baie keer gaan ons saam met die evangelie, met die hoop om daai groen weivelde te kry. Daai vleeslike groen weivelde, wat ons dit noem. Hier is Abraham nie. Wat was Abraham se gesindheid? Want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Dis hoekom toe hy en Lot se mense nou dispuut het, toe sê hy, Lot, kies jy. Ek sal gaan, as jy links gaan, gaan ek regs. Toe kies Lot die mooi groen, daar waar die waterstrome is en die groen weiveld, en Abraham het in die dorre woestyn in tente gebly. So nommer 1, as ons in vryheid wil lewe, moet ons dit ook iets verstaan van dit. En dis wat hy vir Galasiërs sê, julle het julle stadium julle rig teen die wêreld gedraai, maar eintlik het julle hierdie Lot-gesindheid gehad. Julle het weer teruggekeer na die sonde en ongeregtigheid. Terwyl Lot, ons lees dit in die Nuwe Testament, terwyl Lot in Sodom en Gomorra was, het hy geweet wat is die regte ding, en hy het innerlik, het hy homself gepynig oor hulle sonde. Maar hy het gekies om terug te gaan na die sonde en ongeregtigheid. Baie keer is ons so, ons wil nog in die wêreld leef. Dan wil ons siel pynig oor die sonde van die wêreld waarin ons lewe en nog steeds deel van het. Ons kan nie daar verlos word. God gaan dit vernietig. Dit gaan verwoes word. Die woord van die Here leer ons, dis bewaar vir die vuur, by die dag van oordeel. So is ons nog in die gees of in die vlees? Het ons al reeds 'n kind van die slavin geword? Want die woord sê vir ons, die vlees vervolg die gees. Sodra mens afvallig raak na die vlees toe, dan begin jy die geestelike te vervolg, die waarheid van die woord. En dis wat ons ondervind, dis wat jy baie keer ondervind as kind van die Here. So ons as kinders van die Here moet iets verstaan. Dit was Abraham se gesindheid. En dit was die kind van die belofte, die vrye, wat nie weer gebonde geraak het aan die wêreldse en sondige dinge nie. Want die vleeslike kind van die Here vervolg die geestelike kind van die Here. Dis wat Romeine 8 vir ons sê. Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die ou wat na die vlees wandel, sodra hy vir my evangelie van die gees bedien, dan sê daar's nie veroordeling nie. Hoekom sê hy dit? Want op daai oomblik voel hy veroordeel. Op daai oomblik voel hy oortuig. En ons het nou net die skrifte daarvan gelees, wat is die doel van profetiese woord ook is om mense te oortuig van hulle sonde. Hy trompette moet geblaas word. Die mense blaas nie die trompette nie, maar hulle hart is nie voorberei nie vir die versoening nie. So daar kan geen versoening op aarde plaasvind nie.
Wanneer ons die evangelie verkondig, moet daar oortuiging, dis die doel daarvan. Hy sê, blaas op die bassein, verkondig die evangelie, maak die ongeregtigheid van my volk bekend, terwyl julle op die basseine blaas. So wanneer ons die evangelie verkondig, en mense word nie oortuig van hulle sonde, hulle ongeregtigheid nie, beteken het, die gees van die Here is nie in dit wat jy spreek nie, al sê jou woorde baie dinge, jou hartsoortuiging is nie meer daar nie. Want die hart moet voorberei word, die hart moet verstaan, hy is in 'n sondige toestand, sodat hy met God versoen kan word. Ons kan nie met God versoen word, sonder 'n voorbereiding in ons hart, en oortuiging van sonde nie. Wat moet ons dan doen? En dit is wat saam met al die feeste gegaan het. Offers, 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 offers. Here Jesus sê, neem jou kruis op. Romeine 12 sê, offer, gees, siel en liggaam. Offer, draai jou rug teen die wêreld. As ons dit nie doen, nie kan ons nie onderskei wat is die goeie, volmaakte en welgevallige wil van God nie. Dis onmoontlik, ons sal dit nooit kan doen nie. Goed, kom ons gaan oor na die volgende punt toe. Dit is in Romeine 4. Kom ons lees gaan Romeine 4. Ons gaan lees Romeine 4 vanaf vers 9. Romeine 4 vanaf vers 9. Kom ons lees gou Romeine 4 vanaf vers 9. Ons wil net so 'n bietjie 'n beginsel en idee rondom die lewe van Abraham. Goed, kom ons lees lekker hierso. Romeine 4 vanaf vers 9. Hierdie saligspreking dan sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnedene was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. So, hy het die belofte ontvang, toe daar nog geen wet was nie. As onbesnedene het hy hierdie belofte ontvang, omdat hy in God geglo het. Onthou net, hy het in God geglo, so wat het gebeur? Hy het weggetrek. Toe God vir hom gesê, trek weg, toe het hy weggetrek. Goed, so dit is die geloof. Hy het gedoen wat God van hom verwag het. Goed, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So hy het die besnydenis gekry as 'n seël dat hy in God geglo het. Wat is jou besnydenis nou? Dit is in Romeine 2 vers 28 en 29. Kom ons kry dit dalk net so 'n bietjie weer daar op die skerm. 2 vers 28 en 29. Sê enter, daar gaan ons. Hy sê, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en dit is besnydenis wat in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, en die gees, nie na die letter nie, sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. So hierso kan ons sien, die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, dat tree op. Dit is 'n geloofsoptrede. Ek is bereid, ek maak my hart op, ek skeer my hart op. Nou lees ons al klaar in die Ou Testament, dat God sal die hart besny. Ons besny nie ons eie hart. Ons maak ons hart op, ons skeer ons hart op. Ons roep voor God uit, hoe jy ook al jou bekering gewedervaar het. Daar was 'n innerlike erkentenis. Jou lewe kan nie so aangaan nie, jy is afhanklik van God. Jy wil hom in jou lewe inkry. En dan gee die Vader vir jou, hy skenk vir jou daai besnydenis. As ons kyk, die manspersone moes die kinders besny, die kinders kon hulle self nie besny het. So die Vader moet jou besny. So wanneer jy dit doen, dan tree jy op, en dan is dit 'n bewys dat jy in God glo. Baie mense sê hulle glo in God,
Maar hoeveel kom werklik tot wedergeboorte? Meeste word net gedoop, dit is nie jou besnydenis nie. Dis nie die hartsbesnydenis nie. Die hartsbesnydenis is die bekering, die wedergeboorte. Daarna as jy gedoop word, dan word daai vooruit wat besny is weggewas, die sonde word weggewas. Nou dis die hele saak wat God aan Abraham oorgedra het deur middel van die besnydenis. Maar die feit dat hy al klaar in God geglo het, klaar opgetree het, klaar gedoen het, dit het gemaak dat God sê, nou gaan ek my seël op daardie geloof, op daai gehoorsaamheid van jou sit. As 'n profetiese simbool vir latere jare hoe dit in Christus in vervulling gaan kom. Nou kom ons lees verder. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham toe hy onbesnede was. Nou kom ons kyk weer eens, soos wat ons vroeër genoem het. Wat was die voetstappe van Abraham? Ons lees in Jakobus 2 vers 23 hoe hy selfs 'n vriend van God genoem is. Hoekom? Want hy het geloof by die 'n daad by die geloof geoefen. Gelees Jakobus 2. Maar die een vers praat daarvan hoe hy 'n vriend van God is. Hoekom? Omdat hy die daad by die geloof gesit het. Right. Ons moet dit verstaan. En as ons dit nie doen, is ons besig met die vlees. Soos vleeslike begeerlikhede. Ons het teruggesak en dan gaan ons die geestelike vervolg en bespot en sleg sê en ons rig daarteen draai. Goed. En later praat hy ook in Jakobus hoe God nie 'n vriend van hierdie wêreld is nie. En as ons 'n vriend van die wêreld wil wees, word ons 'n vyand van God. So dis al hierdie dinge wat ons in oënskou moet neem. Wanneer ons kyk na die slavin, is ek vry of is ek gebonde? Volgens my woorde kan ek vry wees. Maar volgens die riglyne van die woord is ek gebonde of is ek vry? Goed. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou word, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is erfgenaam is, dan is die geloof waardeloos en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toorn, maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. So wat gebeur nou? Romeine 7 praat ook daarvan. As jy die Here Jesus Christus aangeneem, word jy losgemaak van die wet. Die wet is die krag van sonde, so jy word losgemaak deur die sonde. En as jy nog in die sonde lewe, dan lewe jy effektief nog onder die wet, onder die krag van sonde. En daarom gebruik mense selfs Nuwe Testamentiese dinge, soos wat ek nou vroeër genoem het oor die nagmaal. Selfs 'n Nuwe Testamentiese gebruik word gebruik as 'n wettiese instelling. En sodra dit 'n wettiese instelling raak, raak dit 'n okkultiese instelling. Want ons moet verstaan, waar gaan die nagmaal? Waar gaan aanbidding? Waar gaan offers? Waar gaan al hierdie dinge? Ons kan nie die Ou en die Nuwe Testament vermeng nie. Selfs in die Ou Testament sê dit, ons kan nie met 2 sade op ons land saai nie. Wat is die saad? Dis die woord van God. So of die vervulling van die Nuwe Testament, of in die Ou Testament, maar nou lees ons ook, die Ou Testament is gegee, as jy daarin wil lewe, vir hulle wat verlore gaan, vir die goddelose. Dit is vir wie die Ou Testament gegee is, want almal in die Ou Testament was verlore. En daar is nie een wet wat ons kan red, of ons kan verlos nie. Want die nuwe verbond maak vry. Die nuwe verbond gee lewe. Nou Abraham, kom ons kyk gou weer mooi, kom ons gaan gou weer terug na Abraham. Hy sê ons moet in die voetstappe volg van ons vader Abraham. Ek nommer 1, hy het huis en hart verlaat ter wille van sy geloof. Goed, as ons nou Nuwe Testament dink, wat sy profetiese dade weerspieël het. Hy het oral waar hy gekom het, hy altare gebou, het God aanbid. Goed? Hy was God gehoorsaam in alles wat hy gesê het. Alright? Nou, toe hulle op die punt gekom het om te kies, toe die land nou te klein raak, toe daar 'n dispuut was tussen Lot en Abraham. Sou Abraham sy hart gewees het na die wêreldse dinge, en sou hy nie verstaan het van die geestelike nie, want hy sê hy het 'n stad verwag, waarvan God die boumeester en oprigter is. As hy nie daai verwagting gehad het nie, sou hy vir Lot gesê, nee, jy bly in die woestyn en ek gaan eerder Sodom en Gomorra toe. Maar wie se hart was in die wêreld? Wie was die vleeslike? Lot was die vleeslike. Hy het jare saam met die geestelike getrek en gesleep.
en die voordeel van die geestelike gekry. Nou gaan ons weer verder. Die gelykenis wat Jesus van die onkruid praat. Engels praat hy van die tares, want dis nie bossies onkruid soos ons kry nie. Daai onkruid is 'n onkruid wat lyk soos die graan. Goed? Nou, maar dit is nie graan nie. So, en toe die engele sê, maar kan ons nie nou al, die werkers, kan ons nie nou al die onkruid uitroei? Toe sê, nee, moet dit nie nou doen nie, want jy gaan al twee uitroei. Daar gaan 'n dag kom en 'n geleentheid wat hierdie skeiding gaan openbaar maak. Die trompette gaan blaas, die evangelie trompette blaas al reeds. Maar dan gaan die engele vir eens en vir altyd die finale trompette blaas. Dan gaan almal se sonde, almal se ongeregtigheid wat hulle nie bekeer het nie aan die lig kom, dan gaan elke liewe wese sien. Jy gaan sien wat jou man en vrou gedink het as jy nie gered gaan word nie. Jy gaan sien wat jou kinders gedink het, jy gaan sien wat jou buurman gedink het. Jy gaan sien wat daai persoon eintlik in sy lewe gedoen het, wat jy as dierbaar en kosbaar en geag het. Jy gaan dan sien wie hulle werklik was, van die trompette gaan in een oomblik almal openbaar maak. Maar ongelukkig, dis wat die woord ons leer. Daai is tot ewige wraak, daar's nooit weer redding daarna nie. Jou sonde gaan net in die lig kom, maar daar gaan nie versoening wees nie, daar gaan nie redding wees nie. Daarom moet ons nou al laat versoen. Die woord leer vir ons, en as jy in Hebreërs gedeelte gaan lees, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou nie jou hart nie. Sodat ons nie deel word van die ewige toorn. Die versoening is nou. Dit moet nou plaasvind. Vandag plaasvind. Anderste, as kind van die Here, as jy weggeval het, as jy teruggeval het, en dan het al die skrifte wat ek vir jou sopas gekwoteer het, gaan oor die kind van die Here wat teruggeval het, wat weggeval het. Laat jou met God versoen. Paulus skryf het, laat julle met God versoen. Daai skeiding wat gekom het, daai ongeregtigheid, daai sonde, die genade gebruike wat ons gebruik op 'n vleeslike vlak. Kom ons los dit. As jy dit gedoen het, bely dit, sorg dit uit, bekeer jouself. Jy gaan nie verantwoording doen as jy jouself daarvoor gaan bekeer nie. So kind van God, ek wil jou vandag aanmoedig. Kom ons word 'n kind en bly 'n kind van die vrye. Anders te gaan ons die geestelike bly vervolg. Hoe vervolg ons dit? Deur opstandig te raak, ons verstaan nie, raak ons opstandig. Daar's 'n verskil om nie te verstaan en sê, weet jy wat, ek gaan hom nog, ek kan hierdie ene oordink, het hom nou nie so mooi nie, ek weet, dit klink my reg, dis die waarheid, ek verstaan dit so, maar Here, asseblief help my, en gaan praat, konstruktief met die Here. Praat met ons, wat die woord bedien, dat hy lewe kan deurbreek, dat hy oorwinning kan deurbreek, dat hy vryheid kan deurbreek, dat hy verlossing in jou lewe kan plaasvind, dat ons met God kan versoen, dat ons kan deel raak van die kind van die vrye, want om nou nie die kind van die slawerny, die dwaase maagde, Jesus het dit duidelik gestel, die bokke gaan nie die koninkryk van God ingaan nie, en is alle simbolieke van kinders van die Here. Jy kom terug, jy bly, as jy kyk na die 5 gemeentes, wat die Here gesê het, ek gaan julle lampstander verwyder as julle nie hierdie dinge gaan doen nie. En hy sê, bekeer julle. Daai gemeentes het geweldig terugval. Hulle het ook totaal in afgoderry teruggeval, kompromie aangegaan, in besighede ingegaan, en dan Sondag in hakies, of wanneer hulle ook al nou saamgekom het hulle nou die Here gedien, maar die res van die week was hulle besig met die wêreld. Hulle het tot om besigheid te behou, kompromie aangegaan. Afgode aanbid. Om net die besigheid te bou, om die werk te behou. As jy by punt, en die Here sê vir hulle tog, bekeer julle. Kom na my toe, hoor wat ek vir julle sê, hoor wat die gees van die gemeente vir julle sê. Neem dit aan, maak julle hart oop, soos die gelykenis met die saad, ons moet reg hoor. As ons die leuen gaan bly hoor, en ons gooi bietjie hier leuen in, en hier bietjie waarheid, en die leuen verdring die waarheid. Ek het nou weer onlangs gesien, die Here, ek is baie lief vir lemoensap, veral vars uitgedrukte lemoensap, en op die ruittrap toe gee iemand vir my 'n lemoensap uitdrukker. Joh, ek sê vir jou, dis seker een van die grootste geskenke wat ek in jare gekry het.
Ek het hom gekoester tot hy was in so'n groot boks. Ek dink hy met die helft in die kar vol gevat. Nou, ons direk gereeld, nou koop en kan ons hier na Food Lovers toe, ek kry ons lemoene en suurlemoene daar op special, ons gebruik ook baie suurlemoensap, is het lekker goedkoop as om die borreltjies te koop en so aan, nou koop ons sommer as het special is so 2-3 sakkies, in die week, ek maak hier een sakkie op, toe die een lemoen al die ander een aangesteek en die ander een aangesteek, en ek vat die ander suurlemoensak en hier is die een sakkie al heeltemal vrot, so die bargain was toen nie so die bargain gewees nie, maar toe ons koop het was alles mooi gewees. En ons sien in die natuur, ons sien in die wêreld, die vrotte steek die een wat gesond is aan as hy nie verwyder word. Dus sodra ek hulle verwyder, dit wat reg is, bly nou nog. Het reg gebly tot ek hulle uitgedruk. So, en ek gebruik hy ding amper elke dag. Dit is amazing, hy is versapper. Ek sal soms ook 2 liters, maar ek beheer myself glaas in die oggend en ons drink om, teken nog 'n glaasie later die dag, maar nietemin, dit is my heerlik en lekker en ek voel dit doen goed, so baie vir my liggaam. Ons moet ook nie moetswillig sonde doen en dan moet weer elke keer bely nie. En dan kom ons by punt, Kitty, en ek wil ook almal aanmoedig. Al voel jy is moetswillig. Gaan na die Here toe, op 'n stadium gaan iets verander. Iets in jou lewe moet verander. As jy na die Here toe bly gaan iets verander. Dit is so, mens moenie moetswillig bly nie. Maar ten minste as jy ten minste gaan bely, dan kom jy by 'n punt uit en sê, Here, ek is nou moetswillig, maar ek wil hierdie ding los. So jy sorteer hom uit met die Here, jy is voor die Here, jy gaan die Here, anders raak het net hierdie reëls en gebod op gebod, en dit moet ons uit ons lewe uitkry, kry net 'n verhouding met die Vader, en sorteer jou hart uit, sodat jy kan bly, sodat jy kan deel bly van die kind van die vrou. Dan het ons 2 kinders van die Here, en het teruggesak na die vlees toe, dis die hele argument hier, tot op daai punt, en die ander net in die gees gebly. Want die geestelike is gewoonlik baie keer vir die vleeslike boring. Dis 'n boring evangelie waar jy mee besig is. Nee, as jy werklik die Here dien, glo my, is dit die laaste ding in jou mind, dis boring. Dit voel net partykeer slaap interfereer met tyd wat jy in die Here kan spandeer. Maar nou ja, op hierdie aarde het jy die slaapies nodig, so jy moet maar gaan slaap. Partykeer slaap jy min, partykeer slaap jy genoeg. Maak die saak nie, die Here versterk in elk geval. Ag, baie dankie dat julle na my geluister het, man, dit is so amazing om die tyd so saam met julle te kon spandeer het. Ek gaan hierby afsluit en klaarmaak. Mag julle 'n lieflike dag hê, lief vir julle. Môreoggend 5:30 gebed en Bybel lees saam met my en my vrou. Dit is nou al 'n gewone saak. Ek kan nie meer wag vir daai lekker gebed vir die tyd. So as jy al 5 uur wakker is, asseblief skakel in vir gebed. Jy kan daar in die bed lê en voor net so aansit en net so luister en lekker lê, as jy nie nodig het om op te staan vir werk nie. Maar as jy nodig het om opstaan te werk, is moet so lekker vinnige begin in die oggende so. Ek weet, baie staan al reeds 5 uur op, party is al 4 uur op. Maar nietemin, ek gaan afsluit met 'n liedjie, net as 'n herinnering, hier, ons het geen erfenis hier nie. Lief vir julle, lekker middag verder. Ons is nie bekleer die aarde, geen tuiste of erfenis hier, maar in die hemel, van waar ons verlosser kom. Ons vernederde liggaam sal verander, net soos hy. Vernederde liggaam sal verander, gelyk aan hom. Verheerlikte liggaam, gelyk aan hom. Onbekend, geen erfenis hier, tuiste in die hemel, waar ons verlosser Christus is. Ons vernederde liggaam sal verander, alles aan hom onderwerp. Ons vernederde liggaam sal verander, gelyk aan hom. 'n verheerlikte liggaam sal ons kry.
gebou, maar deur God. Ons bou saam, 'n stad toe berei. Ons vernederde liggaam sal verander, gelyk aan hom. 'n verheerlikte liggaam sal ons kry. Ons vernederde liggaam sal verander, gelyk aan hom. 'n verheerlikte liggaam sal ons kry.